Goeiemôre almal. Dit is vandag donderdag 26 Februarie en ons is besig met 'n reeks op reis met God. Ek lees nou vir ons 2 Samuel 22 vers 2 tot 3. Die Here is my rots, my skuilplek en my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser, my veilige vesting, my toevlug en bevryder. Van geweld het U my verlos. 1 en 2 Samuel vertel vir ons van al die heldedade en ervarings van koning Dawid. Dit is egter nie die hoofrede waarom hy bo alles onthou sou word nie. Deur al die eeue is Dawid geëer as sanger, as psalmdigter, en sy psalms raak ons vandag nog so direk asof dit net vir ons geskryf is. As hierdie lied van Dawid vir jou bekend klink, is daar 'n rede voor. Dit is ook in psalms opgeneem as Psalm 18. Nou maar waarom staan dit 2 keer in die Bybel? Omdat dit mooi is, sê een kommentaar. Aan die einde van sy lewe, toe hy teruggekyk het na wat verby is, kon Dawid nie anders as om te sing nie. Die lang psalm kan in 6 dele verdeel word, wat elk iets vertel van Dawid se belewenis van God, van hoe die Here telkens in sy lewe ingegryp het. Kom ons kyk na die eerste 3 dele. God is my rots, vers 1 tot 3. Keer op keer toe Dawid op vlug was voor sy vyande, was die Here vir hom sy veilige vesting. Ek het om hulp geroep, vers 4 tot 6. Dit het vir die koning gevoel of hy gedurig bespot word, asof die golwe van die dood oor hom gebreek het en hy in die strikke van die dood gevang is. Maar hy weet, God het hom gehoor. En elke keer het die Here gehelp, vers 7 tot 20. Die Here het sy geroep gehoor en op ongelooflike wyse elke keer tot sy hulp gekom. Dawid sing oor en oor God se goedheid en God se trou, in die moeilike en slegte tye, maar ook die goeie tye. Vandag wil ek jou vra, hoe sing jy oor God? Of dan nou, hoe erken jy God se trou en goedheid in jou lewe? Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons weet, U is die God wat saam met ons hierdie pad stap. U is die wat elke keer daar is. En ons kan sê, U is ons rots. U is die wat ons hoor. En U is die wat elke keer help. Amen.